Mensies, welkom terug. Hoop julle het 'n heerlike vakansie gehad. Geseënde nuwe jaar en alles wat net goed is vir julle. Ons begin vanaand met ietsie nuut. Asseblief laat weet ons of julle daarvan hou of nie. As nie, gaan Marietjie onmiddellik op retirement. Ek stel julle voor aan Marietjie Kokemoer, maar laat sy julle self vertel wie sy is. Goeienaand luisteraars, ek is Marietjie Maas Kokemoer, misdaadverslaggewer sedert die dae toe polisiebeamptes nog met pen en papier gewerk het, en ek nog gedink het koffie vervang slaap. Ek het my loopbaan in 1989 begin, toe hare groot was, musiek hard was, en ons nog gedink het 'n serial killer is iets wat net in Amerikaanse flieks gebeur. My eerste moordtoneel het 'n polisiebeampte vir my gesê, "Juffrou, staan liewer hier anderkant, die dood byt." Hy was nie verkeerd nie. Vir meer as 30 jaar het ek stories gevolg deur die donker steegies, afritte, agterkamertjies en koue stoorlokale van hierdie land. Ek het geleer dat monsters nie altyd hoorbare voetstappe het nie, en dat stilte soms harder skree as 'n sirene. Hier onder die lamplig bring ek daardie stories vir jou. Die raaisels wat bly klop, die moorde wat nie wil rus nie, en die mense wat jy nooit sou vermoed nie. Net 'n waarskuwing, name en plekke verander soms, maar die waarheid? Nee, die bly soos hy is. So sit die kettel af. Ek is nie hier om jou bang te maak nie, maar trek tog jou gordyne toe. Ek is hier om die lig te hou op alles wat in die donker probeer wegkruip. So, kom loer saam met my onder die lamplig, waar die donker dinge uiteindelik hulle vorm wys. Want as daar een ding is wat ek glo, is dit. Die waarheid kruip altyd elders rond. Ek is net hier om te kyk waar. Ek is jou gids in die donkerste hoekies van die mensdom. Vandag begin ons nie met iets kleins nie. Kom ons maak hierdie dossier oop. Ons begin met 'n moordsaak wat forensiese beamptes, speurders en gewillige armchair detectives al 'n eeu lank slapelose nagte gee. 'n Saak so donker dat selfs die sneeu destyds stil geword het. Die Hinterkaifeck-moorde is nie vir ligte harte nie. Dit is een van Europa se mees onopgeloste, mees spookagtige moordsake. Die verhaal van 'n afgeleë Duitse plaas, vreemde voetspore wat net inlei, geluide in die solder, en 'n moordenaar wat na die daad daelang in die huis saam met die lyke gebly het. Sit gemaklik, of moenie, ek sou nie. Kom ons bekyk hierdie saak onder die lamplig. Ons is weer terug by Slaapstories vir groot mense, Madeleine hier by julle. Skakel asseblief elke week in by ons potgooi. Gooi vir ons 'n 5-sterkie daar en vertel vir almal van ons. Onthou, so donasie is ook altyd welkom. Borge en skrywers, kom man, stuur vir ons julle goeders by slaapstoriesvirgrootmense@gmail.com. As jy op YouTube luister, like, comment en subscribe. Ons groei nou mooi en is amper by 'n lekker mylpaal op YouTube. Onthou ek asseblief om heel onder aan die Spotify episodes vir ons 'n kommentaar te gaan gooi. Ons is lief daarvan om van julle te hoor. Kom nou mensies, word 'n droomwandelaar vir net $1 'n maand en kry 'n shout-out, 2 eksklusiewe episodes elke maand, vroeë toegang tot alle nuwe episodes en 'n ou en nuwe episode advertensievry. Vir minder as die prys van 'n brood kan julle so lekker luister. En daar is amper 200 ou episodes advertensievry net vir julle genot. OK, julle is terug hier by my. Kom ons begin. Die plaas en die familie. Dis Maart 1922. Sneeu lê nog in kolle oor Beiere. Hinterkaifeck was nie 'n dorp nie, net 'n enkele plaas kilometers van die wêreld af. Daar het die Gruber familie gewoon. Andreas, 63, streng soos 'n Bybelvers. Sy vrou,
Kazilia, 72, hulle dogter Victoria, 35, 'n weduwee. Haar 2 kinders, klein Kazilia, 7, en Josef, 'n baba van 2. En 'n nuwe bediende wat skaars 'n dag daar was. Net gewone mense, 'n stil gesin, 'n eensame plaas, 'n plaas so ver van die bure af, dat jy naweke jou eie ego kan aanjaag vir geselskap. Maar toe begin die vreemdhede, en die stiltes begin praat. Dit begin met voetspore. Andreas vertel vir 'n buurman. Daar spore wat na die huis toe loop, maar geen wat wegloop nie. Persoonlik sou ek my kussing gegryp het en by die naaste hotel ingetrek het. Maar die Grubers het aangegaan met hulle lewe. Toe begin hulle geluide in die solder hoor. 'n sleutel verdwyn. 'n koerant uit 'n dorp waar niemand was nie, verskyn op die tafel. Alles dui op een ding. Iemand is in die huis. En nie een van hulle het geweet wie nie. En niemand het iets gedoen nie, tot dit te laat was. Die nag van die moorde. 31 Maart 1922. 'n koue, donker nag. Die soort nag waar selfs die honde nie wil blaf nie. Die volgorde waarin die Grubers gesterf het, is nooit finaal vasgestel nie, maar speurders glo dat Andreas die pa eerste was. Sy liggaam is gevind met 4 houe aan die kop, sy gesig so erg gekneus, dat sy oë skaars herkenbaar was. Daar was bewyse dat hy teruggeveg het. Die vel op sy hande was oopgeskeur. Spoorbewyse was gevind onder sy naels, asof hy gegryp het na enige iets, iemand, of selfs net 'n kans om te leef. Agter hom lê Gazilla, sy vrou, ook met 'n gebreekte kakebeen en diep houe aan die agterkant van die kop. Victoria, die dogter, was waarskynlik laaste van die 4 wat na die skuur gelok is. Haar hande was styf saamgeklem op haar bors. Haar hare het in klosse om haar lyk gelê. Haar gesig was net een bebloede stuk. Mens kon skaars haar oë en neus raak sien. Sy was beslis die ergste aangerand. 'n detail wat selfs baie geharde speurders laat uitstap het. Klein Kazilia, net 7 jaar oud, het blykbaar ure lank geleef nadat sy geslaan is. Die meisie se gesig was bebloed. Haar tande het deur haar lippe geskeur. Haar bloedbevlekte hare was deurmekaar. Die stofpatroon wys sy het op en af gerol van pyn, voor sy uiteindelik doodgegaan het. Die moordenaar het hulle almal netjies met hooi bedek, asof hy nie wou hê iemand moes die gesigte sien nie, of asof hy self nie wou. Binne in die huis, in die bediende se kamer, is die nuwe huiswerker, Maria Baumgartner, skaars 24 uur in diens, met 'n enkele dodelike hou oor die kop gekry. En in die wieg, Josef, die baba van 2 jaar. Stil, klein, weerloos. Hy is met dieselfde piksteel geslaan. 'n hele gesin, 6 mense, vermoor met een eenvoudige boerewerktuig, en met 'n kalmte wat jou kouer laat as die sneeu self. 4 lede van die gesin word na die skuur gelok. Hoe, weet ons nie, en daar met 'n piksteel vermoor. Die toneel was so stil dat 'n speurder later gesê het, dit voel asof die dood self die deur vir ons oopgesluit het. Maar die groot skok, na die moorde het iemand bly woon in die huis. Speurders het gevind dat die Grubers se beddegoed verskuif was. Brood was gesny, vleis was van die rookhuis afgehaal, en oor die stoof se as was 'n vars laagie roet. Die moordenaar het ook die familie se bruinhond Blasie buite losgemaak en later weer vasgemaak. 'n detail wat wys hy was gemaklik genoeg om rond te beweeg, of dalk gekant teen onnodige geraas, of dat die hond hom goed geken het. In die solder was daar 'n nes van beddegoed,
duidelik deur iemand gebruik. En daar was voetstappe in die stofbedekte vloer, wat wys, hy het daarbo rondgestap, terwyl die familie onder hom geslaap het. Daar voor die moord. Jy slaap, iemand anders luister. Jy droom, iemand anders wag. Die moordenaar het nie weggevlug nie, hy het ingebly, vir minstens 3 dae. Nou vra ek jou, wie, in die naam van alles wat heilig is, bly op 'n plaas saam met 6 lyke en melk nog die koeie? Dis mos iemand wat tuis voel, iemand wat gemaklik is daarbinne, iemand wat nie gesien wil word nie, maar nie hastig is om te gaan nie. Iemand wat tyd gehad het en geen vrees nie. Kyk luisteraars, ek het al baie moordenaars gesien wat 'n plan maak. Ek het al moordenaars gesien wat probeer wegkom. Maar iemand wat na die daad nog brood rooster en die koeie melk, jou stal uitsorteer en jou vee voer, dis die tipe persoon wat waarskynlik ook jou voelbad sal regmaak, terwyl hy jou in die tuin lê en inwag. Die mensdom is 'n donker plek. Dis 'n ander vlak van ontstellend. Dis soos om by 'n misdaadtoneel aan te kom en die moordenaar vra jou om hom net gou te help om die stoof se gas toe te maak. Oor die dekades was daar dosyne verdagtes. 'n jaloerse minnaar, 'n familielid, 'n voormalige soldaat, 'n dronklap of miskien 'n werker wat wou wraak vat. Maar niks het ooit gehou nie, geen vingerafdrukke wat iets beteken nie, geen DNA, geen getuies. In 1923 is die plaas heeltemal afgebreek. Mense was te bang om daar te bly. Vandag staan daar net 'n gedenksteen en 'n eeu se vraag. En vandag, meer as 100 jaar later, is Hinterkaifeck nog steeds een van die mees onopgeloste, mees onrusbarende moordsake in wêreldsgeskiedenis. Voordat ek hierdie dossier toemaak, moet ek julle vertel dat Hinterkaifeck nie net 'n moordsaak is nie. Dis 'n web van gerugte, geheime en mense wat meer geweet het asof het hulle ooit wou herken. Kom ons begin by Victoria Gruber, die dogter. Daar was destyds gerugte, skokkende gerugte, dat sy en haar pa Andreas 'n verhouding gehad het. Die polisie het self 'n saak daaroor oopgemaak. En dan is daar haar man, doodverklaar in die Eerste Wêreldoorlog. Maar 'n vraag bly altyd in my agterkop ronddwaal. Was hy regtig dood? Of het iemand teruggekom met meer as net oorlogstrauma? Dan kry ons Lorenz Skittelbauer, die buurman. Eerst op die toneel en volgens baie ooggetuies, vreemd kalm. Hierdie man het ook 'n verhouding met Victoria gehad. En hy het geglo dat klein Josef sy kind was. Hy het op die toneel rondgeloop asof hy sy eie plek inspekteer. Deure oopgemaak, slotte geprobeer, selfs in die skuur ingestap, sonder enige vrees. Sommige mense het gesê hy het geweet waar alles is. Te goed geweet. En tog, hy is nooit aangekla nie. Ek hou van vra, want vra laat donkerte nie lê nie. Dit ruk dit uit die hoeke uit. Waarom die skuur? Waarom een vir een? Die antwoord wat beamptes glo. Die Grubers het elke aand in die skuur ingegaan om die diere te voer. Toe een nie terugkom nie, die volgende gegaan. En die volgende. Tot almal gelok is soos 'n skaap na slag. Maar dan kom die deel wat my nagte lank laat rondrol het. Wie bly na 'n moord om die huis aan die gang te hou? Selfs die hond, 'n bekende bekleigees, het nie geblaf toe die moordenaar daar rondloop nie. Dit sê vir my, dit was iemand wat die dier geken het. Iemand wat nie bang was dat die hond hom sou byt nie. Iemand wat op 'n plaas groot geword het, of dalk self een besit het. Dan is daar die vraag oor die solder. Hulle het daar voor die moorde geleide in die solder gehoor. As iemand daarbo gewoon het, hoekom het niemand gaan kyk nie?
Nou ja, die 1920ste Beiere was nie bekend vir sy flitsligte en alarmstelsels nie. Maar tog, hierdie stiltes is vreemd, onrustig, onverklaarbaar. En die geweld, die extreme geweld teenoor Victoria en die kinders, vertel my iets anders. Dit was nie net 'n roof nie. Dit was nie net 'n vreemdeling nie. Dit voel persoonlik of intens versteurd. Dan my laaste vraag vir vanaand. Hoekom het daar nooit weer 'n soortgelyke moord plaasgevind nie? Gewoonlik as jy 'n reeksmoordenaar het, sien jy patrone. Maar hier, niks. Net 'n enkele nag van absolute waansin. 'n Moordenaar wat huis toe gaan, of dalk in die woud verdwyn, en die aarde sluk die waarheid in. Die München Polisieakademie het dekades later die hele ondersoek herdoen met moderne tegnieke. En hulle bevindinge? 'n geheim. Om die laaste lede van betrokke families te beskerm, is die amptelike antwoord. Dit laat my dink. Miskien ken iemand ergens die waarheid. En miskien is dit te naby aan die huis om ooit hardop gesê te word. Wat dink julle? Was dit iemand naby die familie? Is 'n drifter werklik in staat tot hierdie tipe geduld en hierdie tipe brutaliteit? En die grootste raaisel, waarom bly na die moorde? En waarom dan weggaan sonder 'n spoor? Ek laat dit onder julle lamplig vir vanaand. En dit, luisteraars, was episode 1 van Onder die Lamplig, die Hinterkaifeck moorde, die plaas waar die moordenaar ingekom het en nie weer uitgegaan het tot hy klaar was nie. 'n saak so koud dat selfs die sneeu bang lyk. Volgende keer bring ek vir julle nog 'n ware reeks moord, wat wys hoe ongelooflik maklik mens kan wegkom met moord, en nie net een nie. Tot dan, bly waaksaam, bly oplettend, en as jy ooit voetspore sien wat net na jou huis toe loop, hardloop. Ek is Marieke Kokemoer, en jy het geluister na Onder die Lamplig. Laat weet ons wat julle dink, en lekker slaap.